Goed. Waarom moet dit gebeur? Die wêreld se onreg en materialisme lei tot goddelike oordeel oor ekonomiese wanbalans en selfsug. Die wêreld se onreg en materialisme, materiële dinge, lei tot die goddelike oordeel oor ekonomiese wanbalans en selfsug. Dus kom die woord sê, moet nie selfsugtig wees nie. Maar daai tyd gaan dit maar so wees. We're gonna praise the King. Vir 7 jaar lank gaan ons bruilof hou, né? As jy nou vat 'n menslike tyd. Die Here gaan vir 7 jaar trou. Lang lekker trou en eet en lekker. Ek hoop net daar's braaivleis. Lyk dit goed die beoordeel van ekonomiese wanbalans en Selfsug. Ek wil julle gou iets vertel voordat ek oor die valperd preek. Wat bedien nou, né? Hoekom ek deel is die valperd, dan gaan ek julle dan vertel. Die 4de seël, die valkleurige perd. Vers 7 en 8. En toe hy die 4de seël oopgemaak het, hoor ek 'n stem van die 4de lewende wese sê, kom kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n valperd, en hy wat daarop sit, sy naam is die dood. So die dood is ook teenwoordig. En die doderyk het hom gevolg. En aan hulle, hoor mooi, die vorige perde sê aan hom, aan hulle, die dood en die doderyk, aan hulle, is mag gegee oor die 4de deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood, en pes en deur wilde diere van die aarde. So 'n kwart van die aarde, gone. Okay. Wat is die rede vir hierdie valkleurige perd? Dis die klimaks van die eerste 3 seëls, dood en vernietiging. Die klimaks van die eerste 3 seëls rakende die dood en vernietiging. Wat simboliseer dit? Die valkleurig kan gesien word as 'n bleek groen, kleur van siekte en dood. En dan die dood en die doderyk is liggaamlik en geestelike vernietiging. Waarom moet dit gebeur? God oordeel die aarde, maar hy waarsku die aarde weer om tot bekering te kom. God oordeel die aarde, maar hy waarsku die aarde weer om tot bekering te kom. Wat was hy plek gewees? Heilbron, né? nee. Iets met 'n E. Elsburg. Elsburg. Goed. 2023, né? Jy moet net pos gou vir ons die video's. Kan jy pos? Dis okay. Dit het regtig gebeur, so ek kan dit maar doen. In Elsburg bedien ek eendag en die Here gee vir my woord oor hierdie 4 perde. Nou, vir 'n jong pastoor wat oor Openbaring preek, wat nog nie so in, hoe gaan ek sê, kennis het van Openbaring nie,
is dit nogal 'n woord om te lewer, hoor. En ek bedien toe by die kerk, ek sal nie die pastoor se naam sê nie, maar die kerk is in Elsburg, hy word Heilbron genoem, iets soos dit. Maar in 'n geval, wanneer ek toe nou kom by die valperd, is dit ook so, dis ook sulke banke, en die bank net hier onder, sien ek 'n tannie begin huil, en die oom lê op die tannie se skouer. En nou begin dit al hoe meer mense se aandag trek. En toe ek praat van die perd van die dood, toe is die oom besig om sy laaste asem uit te blaas. Tydens die diens. En ek slaan 'n blank. Nou dan sê my vrou vir my, begin net sing of doen iets. Ek sê, En sy vat toe na die mic en sy begin sing en toe hulle na die oom, nou kom die pastoor en hulle help die oom en hulle sit hom daar in 'n Fortuner en hulle ry met die kliniek toe. En wel die pastoor hulle nou die oom help inkom, gaan my vrou en sy sing. Ek sê dis 'n blank. Ek weet nie wat besig om te gebeur nie. Groot skok vir my lewe. En toe die pastoor nou klaar is, gee sy die mic oor vir die pastoor. En die pastoor moet mos net sy gemeente lei. En hulle doen toe 'n gebed vir die oom. Toe hy by die medikliniek kom, dis die oom fyn. Dis die oom okay. Sy sê ek preek nooit weer oor die valperd. Sy sê ek sal nooit weer preek oor die valperd nie. Maar as jy ooit 'n kerk wou stil gesien het en soet gesit en gesien het, was dit nou daai kerk daai dag. Want ek het my woord klaar gemaak. Maar hulle was so rustig soos nog iets. Na die tyd het ons nou gaan eet. Die pastoor het ons nou gestiek vir 'n ete, maar dit was nog steeds so bietjie skokkend gewees. En toe kom die oproep nou deur wat hulle nou gesê het, hulle by medikliniek kom, dis die oom okay. Toe het eintlik net so 'n bietjie geslaap. So dit is my ervaring oor die valperd. Dis hoekom ek nie oor die valperd sal preek nie. Behalwe die Here dit op my hart lê. So die valkleurige perd het, ja. Die Here het duidelik 'n praktiese voorbeeld vir my kom wys. Ja. Die 5de seël. Ekskuus. Die 5de seël. Die 5de seël. Die seël onder die altaar. Openbaring 6 vers 9 tot 11. En toe hy die 5de seël oopgemaak het, sien ek onder die altaar die siele van die wat gedood is, gedood is ter wille van die woord van God en die getuienis wat hulle gehad het. En hulle het met 'n groot stem uitgeroep en gesê: "Hoe lank, o heilige en waaragtige heerser, oordeel en wreek u nie ons bloed op die bewoners van die aarde nie." En aan elkeen van hulle is wit klere gegee en aan hulle gesê dat dit hulle nog 'n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensknegte en hulle broeders wat nog gedood sou word soos hulle voltallig sou wees. Die Here nie ag gegee op hulle geroep nie. Hy het hulle wit klere gegee. So hy sê uit vir julle, hier is die oorwinning. Daar, vat die oorwinning. Jy het die oorwinning. Maar jy gaan moet wag totdat die tweede gedeelte van Openbaring 7 van die 7 jaar moet plaasvind. Die wat nog gedood moes word. Wanneer word hulle gebede dan verhoor finaal? Op die dag wat die Here terugkom. Dan sal hulle ook wit klere dra.
Maar nou dat hier mense weet van ek dat wat mense van weet van strong meer hy moet weet Kyk, die woord van God sê, die woord sal nooit in gronde gaan nie. Dis 'n waarheid. Maar omdat die anti-kris gaan heers, gaan daar nie kerke wees nie, soos kerke wees nie. Hy gaan in die tempel wees. En uit die tempel uit gaan hy heers. En hy gaan sy geloof, soos wat ons ken, as die een wêreld geloof, gaan hy afdwing op die mens. Okay. So ons gaan volgende week 'n bietjie daaroor gesels, want dit is die tweede gedeelte van die 3,5 jaar wat moet kom. Maar nee, daar gaan nie kerke wees nie. Ek glo nie daar gaan kerke. Ja, dit is, hoe wil ek dit stel? Sodra jy tot bekering kom ek gaan eerlik wees met jou, sodra jy tot bekering kom, glo of nie, die valse heer gaan dit uitvind, en jy gaan, you'll be the end of you. Jy gaan jou eie lewe betaal, so jy gaan die woord sê, deur die afkapping van die by die nek, so die hoof gaan afgekap word. Hoekom? Want nou glo jy nie meer wat sy geloof sê nie, jy glo wat die Here sê. Dis hoekom die Here sê jy gaan wag tot jy voltallig is. En dan gaan jy die oorwinning gee. Maar hy gee so lank vir jou wit klere, wat ook klaar vir jou sê, jy is in lyn met hom. Okay. Dit moet ook sê, die Here wat op die kruis hy goed vir jou. So as jy nou op hy tyd is, as jy tot bekering gaan kom, dan jy betaal jou eie goed. Christus het klaar met sy goed betaal. Ons moet nou wag. Maar nou is hy drukking hier, jy kan het nou nie meer vat nie, so jy kom tot bekering. So pastoor nou sê, dan gaan die leeuw van weg, dan gaan jy met jou eie goed betaal. Ja, diegene wat vir hulle geloof gesterf het. Dit wys op die martelare. Okay. So as vanoggend gehoor het, die simboliek van die altaar is 'n plek van offer, die gebede van die gelowiges, en die siele is dan juist die getuienisse van Christus, wat die vervolging verduur het. Okay, so hulle is deur die vervolging, maar hulle is doodgemaak vir hulle geloof. Okay. Wat is die betekenis van hierdie seël? Die roep van die regverdiges vir geregtigheid. En waarom moet dit gebeur? God se kinders getuig deur lyding en hy beloof hulle uiteindelike regverdiging by die finale oordeel. Wat? Daar is 'n baie swaar stelling. God se kinders getuig deur die lyding Ja. en hy beloof hulle uiteindelike regverdiging by die finale oordeel. That's why be ready now. Anders dan na die tyd gaan jy 'n kans hê, maar jy gaan moet wag tot die 7 jaar verby is. En ons weet ook nie waar hulle gaan wag nie, maar hulle gaan wit klere dra. So die Here sal net weet. Dis hoekom die Here sê hy reveal nie alles nie. Sekere mense sal weet, sekere mense sal nooit weet nie. Okay. Die 6de seël. As jy kyk na die menslike term, praat oor die groot aardbewing en die kosmiese versteuring. Groot aardbewing en die kosmiese versteuring. Dis die laaste seël voordat ons die 7de seël gaan bespreek. Because when the 7th seal is opened, net dan is dit regtig nag. Die 6de seël, net om vertuidig te sê, is die toneelskepper vir die 7de seël en wat volg. So die 6de seël is die groot aardbewing en die kosmiese versteuring. Onthou u toe hulle gesê die 23ste September sou die wegraping plaasgevind het en daar sou
'n bloedmaan gewees het en al daai goedjies, dit is waar dit gebeur by die 6de seël. Jy gaan dit nou hoor. Vers 12 tot 17. En ek het gesien toe hy die 6de seël oopgemaak het en kyk, daar was 'n groot aardbewing en die son het swart geword soos 'n harige sak en die maan het geword soos bloed. En die sterre van die hemel het op die aarde geval soos 'n vyandboom wat deur die groot wind geskit word, sy navye laat afval. En die hemel het weggewyk soos 'n boek wat toegerol word en al die berge en die eilande is uit hulle plekke versit. En die konings van die aarde en die grootes en die rykes en die owerstes oor 1000 en magtiges en al die slawe en al die vrymense het hulle weggesteek in die spilonke in die rotse van die berge. En vir die berge en die rotse gesê, val op ons en verberg ons vir die aangesig van hom wat op die troon sit. En vir die toring van die lam, want die groot dag van sy toring het gekom en wie kan bestaan? Dis net op die 6de seël. Wat is die rede vir hierdie seël? Dis die direkte ingryping van God in die natuur en die kosmos as teken van sy naderende oordeel. Soos ek gesê het, dit skep die toneel vir die 7de seël wat gaan kom. Want wanneer die 7de seël kom, en hy word gebreek, dan kry elke engel 'n bassein en dit gaan geblaas word. En dan begin die pyniging. Okay. Goed. Simboliek. Die aardbewing is 'n skudding van wêreldse magte. Die aardbewing simboliseer die skudding van wêreldse magte. Die swart son en die bloedmaan is die oordeel, donkerte en vrees wat die aarde gaan oorheers. Jy het al gehoor hulle praat oor die donker uur van die aarde? Dis hierso. Dan die sterre wat val, dis leiers of magte wat vernietig word. Leiers of magte wat vernietig word. Die betekenis: 'n groot verskrikking val oor die aarde. Mense besef die oordeel van God het gekom. En dan praat ons nie oor die slag van Armageddon nie. Dis nog net die oordeel van God. Die slag van Armageddon tree Jesus self in. En dank Jesus, ek sal daarbo wees. Okay. Waarom moet dit gebeur? God bewys dat hy die soewereine koning is, dis nou ook die Jesus. Alles word geskit sodat slegs wat op hom gebou is, bly staan. En wat sê dit eintlik vir jou? Weereens kry jy weer 'n kans om tot bekering te kom. Nou elke seël wat oopgemaak word, het jy die kans om tot bekering te kom. So mens kan sê die 6de seël pleister die pad vir die 7de seël. Die 7de seël breek die ys van die groter oordeel wat oor die aarde kom en dan vir die Here se terugkeer.
Amen. Ja. Want Siel 7 het 7 bassyne, 7 wierookbakke, 7 dit, 7 daai. So dis 'n groter explanation. Yes, wat. Jy sê oom? 7 sê, alles is. Ja. En om te dink daaraan, die aarde vir basies tot en met die slag van Armageddon is net Siel 7. Dit is baie interessant. Wanneer die een bassein blaas, word die een uitgestort, word die ander een, en so is dit so spiral, so doef, 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 doef. Maar intussen moet die antichrist eers sê, jy moet hierdie geloof aanvaar, jy moet hierdie geloof dit en jy moet daai dit doen, en dan moet jy sien alles gebeur. Die slag van Armageddon natuurlijk. Dat is na die 1000 jaar. Maar dan van Christus op die aarde is. En dan gaan die volk en nasies, we gaan die Easterstad regeer. En dan gaan hulle optrek Israel om Christus aan te pak. So, en dan gaan hy met sy stem vir Armageddon. Na die 1000 jaar. Okay. Ek het 2 vrae. Vers 7 tot 8 sê, en aan hulle is mag gegee oor die 4de deel van die aarde, om dood te maak met swaard en hongersnood en pes, en deur die wilde diere van die aarde. Wat is daai 4de deel? Ek dink, ja, is 'n kwart van die aarde, maar ek dink, ek kan gaan navorsing daaroor vir julle. Ek dink dit praat as jy oor die 4 belangrike windrigtings, met 'n deel daarin, noorde, suide, weste, ooste. So ek dink dit gaan 'n gedeelte wees van die suide, ooste, noorde, ooste, noorde, weste, suide, weste. Wat? Nee, hy sê nie spesifiek nie, maar ek dink as mens bietjie gaan delf in dit in, dan sal mens 'n naam by 'n geantwoord kry As daarvan. mens kyk na die 4 berge, dit lewe, soos die laaste valberg, as jy eintlik die groenberg, dan sê aan hulle is die mag gegee. Gaan kyk bietjie na daai 4 kleure, wie se vlag. Ja, Aan hulle is die mag. dit is baie interessant. Okay, so dis 'n vraag wat ek moet gaan navors? Okay. Ek het dan, my tweede vraagie is daai oor die woordjie voltallig, né? Wat is beskryf? O, daar by die altaar. Sê en aan elkeen van hulle is witklere gegee en aan hulle is gesê dat hulle nog 'n klein tydjie moes rus totdat ook hulle medediensregte en hulle broeders wat nog gedood sou word, soos hulle voltallig sou wees. Dit is nou net 'n wild thought, né? Maar en ek kan verkeerd wees. Maar toe dink ek nou, imagine dis daai 144,000 waar al die geleerdes so woorde wissel. Maar ek sien in Openbaring hoofstuk 14 praat hy oor die 44,000 is geseël uit die volk van Israel. En later staan hulle saam met die lam op Mount Zion. So dit is nou nie dit nie, maar daai woord voltallig is nogal vir my. Dit is, ek sien die tot die getal volk is. Almal gaan nie op die dag sterf. Hulle gaan oor 'n tydperk die mense se koppe afkrap. En die Here is nie nog 'n treffende getal. Hy het lankal besluit hoeveel mense voor die grondlegging van die wêreld die Here geweet gaan gered. En
met die tyd tot hulle almal wat gered moet word, gedood is, dan is die getal 14. Ja. Maar dit was my twee thoughts. Ja. Amen. Amen. En die ander vraag bly nog, wat het mense gaan agterdoen? Wat onder die altaar gaan wees, se kopper afgekant is. Mense wat nie reggemaak het, vir hulle kleed wit gehou het, vir die weglaat. Mense wat so lou die Here dien. Wat so 'n bietjie die, wat so 'n bietjie daar. Kyk na die 5 10 maagde. 5 het olie gehad. 5 het nie genoeg olie. Dis nie dat hulle vuil of hulle was skoon, maar hulle het nie genoeg olie. Wat is die olie? Het er genoeg van die Here in? Dat ek sy stem gaan hoor die dag met die wegraak om te kan gaan. Of gaan ek met daai bietjie olie wat ek het, want hy sê al het gegaan op die pad, dan gaan hierdie mense agterbly, maar sy geloof is so sterk, dat in die tyd van vervolging nie die Here gaan verlaai nie. Hy gaan by sy geloof bly, en hy gaan Met sy eie met eie lewe. So dit is hoekom ons gereed moet maak, en seker moet maak, ons kleed is vlekloos, soos die woord sê. Ons kan nie met kleed en vlekke verwag ons gaan die brein maak. Amen. Amen. Kom ons lê die oor. Dankie ons Hemelse Vader dat ons hierdie tyd kon gebruik, Here, om meer te leer, meer te weet te kom. Ek vra Here dat U ons sal seën in die tyd wat voorlê. Dankie Here dat U ons help en dankie dat U ons bewaar. In Jesus naam. Amen. Amen.